Maak die Bybels oop by Johannes, die evangeliebeskrywing volgens Johannes, daarvan die eerste hoofstuk. Johannes is die evangeliebeskrywing wat bekend staan as die geestelike evangelie. Die aanslag daarvan is Johannes probeer bewys deur die inspirasie van die Gees dat Christus Jesus die Here is. En dit bewys elke evangeliebeskrywing met meesterlike krag dat Christus Jesus die Here is. Johannes het 'n ander aanslag in terme van die Paasfeeste, waar Paasfees 1, Paasfees 2 en dan die 3de jaar van Christus se bediening, Paasfees 3. Die fokus op Christus se versoeningswerk en dat hy die Messias is. Dit word daarop gelê. Voordat ons saam lees enkele verse uit Johannes 1, kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel woon, U Here is God, en ons gee U al die eer, al die dank en die aanbidding. U woord voor ons oop, onfeilbaar. Elke woord waar. En die inhoud daarvan tot troos en tot hoop vir elkeen wat lewe. En daarom is ons gebed, Here, dat waar ons nou voor U verskyn, dat U Gees nou kragtig sal spreek, ook ons verstand sal verlig en verhelder om te hoor wat U sê, en dat U woord by ons sal tuiskom as U onfeilbare woord. Dit bid ons in Christus Jesus naam. Amen. Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Geliefdes in ons Here, die hele gedeelte sal in die prediking en behandeling geneem word. Wie is God? Meer spesifiek, wie is Christus Jesus? Ons lewe in 'n wêreld wat voorstellings gemaak word. Iemand sal vir my kan sê, daardie prentjie in my kinderbybel, dit is Jesus. Vertel my hoe hy lyk. Is die man met die sagte oë en die sagte voorkoms, altyd hande uitgestrek, met 'n wit kleed aan. Dit is Jesus. Iemand sal self sê, ek ken hom, want as ons bid, dan praat ons van liewe Jesus. Ek is so geleer om te bid. Wie is hy? En vandag se moderne teologie word die liewe Jesus teologie amper gelykstaande aan 'n Kersvader gedeel. Hy is die een wat vir ons geskenke sal bring. Hy is die een wat kom wanneer ons hom nodig het. Ons het hom nodig. Maar hy is lief en gaaf en goed. Die liewe Jesus het 'n negatiewe beskrywing dat hy net goed is. Iets wat die Bybel nie sê nie. Maar dit staan bekend as die liewe Jesus, want hy is vir ons lief. En wanneer ons na die getuienisse van die wêreld luister, is dit ook belangrik om ons blaai ook na Matteus 16
En ons gaan staan daar saam met die disippels by Caesarea Philippi en ons kyk wat Jesus vra, as hy vra, maar wie sê die mense is ek? Daar was 'n antwoord uit die groep disippels, wel, sommige sê 'n profeet, ander sê Elia. Daarom profeties gesproke, wel iemand wat ons kan herken, want die skrif het profete so voorgestel, dis dalk een van hierdie verwagte profete. En dan vra hy die vraag, maar wie sê julle is ek? Wie sê jy is ek, Johannes? Wie sê jy is ek, Petrus? En so kon hy na elkeen wys. Wanneer Johannes die evangeliebeskrywing neerpen onder inspirasie van die Heilige Gees na die ander 3 evangeliebeskrywings klaar voltooi was, kom die voorkoms van hierdie evangelie en dit begin met die kragtige woorde: wie is Jesus? Wat ons kan sê vanuit hierdie 5 verse is dat Christus, Jesus, waarlik God is. Ek gebruik juist die woord Christus, want Christus is die Nuwe Testamentiese woord van die Ou Testamentiese woord Messias. Die Messias verwagting was dat daar 'n Christus sou kom, wat albei beteken gesalfde van die Here. 'n Figuur wat 'n gesalfde van die Here was. En uit die Ou Testamentiese geskrifte sou jy die gesalfde van die Here kry as 'n koning of 'n priester of 'n profeet. Almal gesalfdes van die Here. Hierdie Messias, beide en al 3 is waar, koning, priester en profeet. Maar Johannes beskryf onder inspirasie van die Gees 3 belangrike dinge oor wie is Christus as hy waarlik God is. Wie is Christus wat waarlik God is? Eerstens word gesê, in die begin was die woord, hoofletter woord. En die woord, hoofletter, was by God, hoofletter. En die woord, hoofletter, was God. Waarom sou die vertalers die woordjie woord met 'n hoofletter skrywe? Want dit is nie 'n iets nie, maar 'n iemand. Dis nie 'n iets nie, maar 'n iemand. In die begin was die woord. Waar het ons dit gelees? Ons Bybels oopmaak by die eerste boek in die Bybel en ons lees, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die kragtige vergelyking tussen die eerste vers van die Bybel en die eerste vers van Johannes is, in die begin dui op ewigheid. Die bestaan van God voordat daar geskep was, sê hy was reeds. Jesus is 'n argument met die Fariseërs en hulle sê, maar ons is die kinders van Abraham, dan sê hy, voor Abraham was, is ek. Voor Abraham was, is ek. En die Fariseërs wil klippe optel om hom te stenig, want hy sê dan, hy is gelyk aan wie? Aan God. Voor Abraham was, met ander woorde, voor Abraham ons vader in die geloof bestaan het, sê hy, is hy. Maar hy is dan nou eers gebore uit die huis van Josef en Maria. Uit Nasaret kom hy, ons weet selfs van waar af hy kom, uit die nageslag van Dawid. Maar hy sê, voor Abraham was, is ek. Ja, die ek is hier. Hy is God. En hy was van ewigheid af al God.
En as die skepingsgebeure soos verhaal in Genesis 1 nie sê en die Vader en Jesus en die Gees nie, dan is hy nog net nie geopenbaar nie. Maar deur die inspirasie van die Gees word ons herinner daaraan, hy was daar. Ewig is hy en ewig is hy. Hy was, hy is en hy sal wees. Hy was in die begin by God, sê vers 2, en dan vers 3, die tweede saak, alle dinge het deur hom ontstaan, sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Tweede saak, hy was nie net daar by die begin nie, hy was nie net ewig nie, maar hy was ook skepper. Hy was ook skepper. Hoor wat skryf die Here in sy woord. Alle dinge het deur hom ontstaan. Die woordjie alles beteken alles. Daar was niks wat nie deur hom ontstaan het nie. En wanneer hy verskyn in die gestalte van 'n diensknegt as 'n mens in die volheid van die tyd, sien ons hoe hy steeds as skepper God optree. Hy roep mense wat besig is om hulle net reg te maak en hulle glo. Hulle gehoorsaam. Hy het 'n wilsverandering teweeggebring in hulle midde. Hierdie selfde vissermanne is later van tyd saam met hom op 'n skuit op die see van Galilea. En ons ken die verhaal van die storm. En as hy daar wakker word, sê hy, waarom is julle so benoud? Waarom is julle so bekommerd? En hy praat met die wind en dit word stil. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En hy het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gespreek en dit was. Jesus staan op die waters, op die skuit, en hy spreek en dit is. Hy is God. Net hy kan waarlik spreek en dit gebeur. Net hy kan waarlik iets in werking bring. Hy roep die dooie, wat al 4 dae oorlede was, uit die graf, Lazarus, Johannes 11. Hy roep hom uit, met sy woord het hy lewend gemaak. Nie 'n salfie nie, nie 'n drup nie, nie medikasie nie. Hy sê, en dit is. Hy praat en dit is. Hy praat met 'n vyeboom en die verdroog onmiddellik, sodat daar nooit weer vrug gedra word nie. Hy laat doodgaan ook. Wanneer die skrif sê, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom, hoofletter hom, het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dan sien ons nie alleen dat hy ewig is nie, eerste saak. Maar ons sien die tweede saak beslis. Hy het geskep en dit was deur God bepaal. In vers 4 en 5, die derde saak, in hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense, van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig is nie. Wie is Christus as daar van hom gesê word, in hom was lewe? Hy is die draer van die lewe. Terug na Genesis 1. Wanneer God skep, gee hy lewe en hy skep lewe. Dag 4, 5 en 6 vul hy die aarde met lewe. Hy vul die aarde met lewe. Genesis 2 sê dat God, wanneer hy die mens gemaak het, lewensasem in hulle neus ingeblaas het. Hy maak hulle 'n lewende wese wat God kan ken. Hy gee hulle die vermoë om in verhouding tot God te kan staan. Hy is lewe wanneer hy betrokke raak by die mens.
En wanneer ons vandag kyk na die mens en hoe hy deur die Bybelse geskiedenis gewys het, hoe hy betrokke raak. Die saak van lig en duisternis is geweldige groot temas in die skrif. Van die begin af is daar lig en duisternis, wanneer die Satan betrokke raak en die wêreld besoedel met sy wyse van vernietiging, is daar 'n streep van lig en 'n streep van duisternis. Daar's 'n streep wat God soek, lig, daar's 'n streep wat God nie soek nie, duisternis. Daar is vyandskap teen God, duisternis, en oorwinning deur God en sy diensknegte, lig. Daar is 'n vyandskap teen die saad van die vrou, duisternis. En uiteindelik die een wat die slang se kop sal vermorsel, die saad van die vrou, lig. En hierdie stryd bly woeker reg deur die skrifgeskiedenis. En vandag steeds. En hier lê die wonderwerk. Wanneer ons na die Christus kyk, die lewende God, en ons hoor sy koms op die blaaie, deur die blaaie van die profeseë van die Ou Testament. Ons hoor hy kom, ons hoor die opgewondenheid van die profesie, en ons sien die opgewondenheid van die profesie. Wanneer dit gebeur in die volheid van die tyd, is daar lig, maar daar's ook 'n vyand in die duisternis. Ons sien Herodes klaar al reg om hierdie seun te wil vernietig. Ons sien reeds dat daar boosheid teenwoordig is met 'n kindermoord, wanneer Herodes sê, maar hy sal nie koning word nie, ek sal koning bly. Later sterf Herodes en die seentjie leef. Maar die lig oorwin. Die lig oorwin. Hoekom? Want in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dit is 'n soortgelyke blydskapswoord wat in Matteus 16 nadat Petrus bely, Jesus, U is Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. Wanneer dit gesê word, dan sê Jesus dat vlees en bloed het dit nie in jou geopenbaar nie. Met ander woorde, dit het nie van jou eie hart uitgekom nie, dit het van bo af gekom, uit God gebore. Lewend, gewend, uit God gebore. En dan praat hy oor hierdie belydenis, en hy sê die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die poorte van die doderyk, met ander woorde die duisternis, sal die lewe van die evangelie, sal die lewe van die kerk nie oorweldig nie, sal die boosheid nie toelaat om te oorweldig nie. Ons hoor dus, wie is Christus? Hy is ewig, 1, hy is skepingsmagtig, 2, en hy is die lewe en die lig van die wêreld. En wanneer ons kyk deur die bril van vandag se mensdom, want dit is 'n gevalle bril, wat sê maar ons het Jesus nie nodig nie, hy is oorbodig. Ons het Jesus nie nodig nie. Hy maak vir ons die lewe ongemaklik. Ons soek 'n ander Jesus. Ons soek net die liewe Jesus. Want sonder die ware Jesus is daar geen verlossing nie. Paulus skryf dit baie duidelik in Galasiërs hoofstuk 1. En inteendeel die hele Galasiërs gaan daaroor. Wanneer daar vasgehou gaan word op 'n vleeslike godsdiens, en 'n godsdiens in werke vervul, is daar nie verlossing nie, want net Jesus kan verlos. Dan sien ons, die wêreld soek graag iets wat hulle aan kan vat. Wat van jou geld? Kan jou geld nie dalk help nie? Voorspoedteologie het pos gevat en is oor die ganse wêreld sigbaar en duidelik en hoorbaar. Dit gaan oor wat jy besit,
En hoe meer jy glo, hoe meer het jy. Gesondheid word selfs bygetrek, hoe harder jy bid, hoe meer geld jy gee, hoe meer ontvang jy gesondheid. Waar Jesus vervang word met 'n ander Jesus, 'n geld-Jesus. Dat jy jou geld kan gee en op grond van wat jy gegee het, het jy geloof. En dit word al hoe sterker, maar dis 'n ander Jesus. Want jy kan nie bydra by wat Jesus gegee het nie, wanneer ons, soos in die vorige boodskap geluister het. As Jesus sê, hy is die enigste weg, hy is die enigste waarheid, hy is die lewe, dan is daar net een weg tot verlossing, en dit is deur die versoeningswerk van Christus Jesus aan die kruis. Dis deur sy bloed aan die kruis. Want daar is een weg gegee vir almal om te glo. Dit is om Jesus Christus te vertrou. En jy kan dit nie self doen nie. As die Gees van God hom nie op jou plaas nie, nie in jou plaas nie, kan jy die eindpunt nie bereik nie. Kan enigiemand dan gered word? Verseker. Want hy laat hom hoor, en dan stuur hy jou. Hy laat hom hoor, dan beweeg hy jou. Hy laat jou beweeg. Jy hoef nie self te beweeg nie. Hy laat jou beweeg, en dan kan jy nie anders as om te beweeg nie. Wanneer God jou konfronteer, is dit soos die apostel Paulus dit stel. Ek is deur Christus gegryp. Self het ek hom nie gegryp nie, maar hy het my gegryp. Ek het gedink ek werk vir hom, eintlik het ek teen hom gewerk. Maar hy het my gegryp, en hy het my syne gemaak. Wie is Christus? Is hy die sagte Jesus wat niks kan doen nie? Nee, hy is die kragtige God wat ingryp in die lewens van mense. Hy is die kragtige Jesus wat sien die nood van die wêreld en homself ontledig. Filippense 2 om die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, sodat elkeen wat verlore is in sy bloed vergifnis kan ontvang. Nie hoe groot of hoe sterk ek is nie, maar hoe heerlik en genadig hy is. Die ware Jesus is ewig en weet, ons het God nodig. Die ware Jesus is skepingsmagtig en weet, ek het 'n nuwe lewe nodig. En ek kan my wêreld opbou soos ek wil. Ek kan my goeders bymekaar maak soos ek wil. Ek kan my naam bou soos ek wil. Ek kan regtig met my lewe maak net wat ek wil. Maar as Jesus dit nie herbou na sy beeld nie, het ek niks. Ek het hom nodig. Ek het die herbouer in my lewe nodig. Ek kan hom ken, maar as hy nie is by my en in my nie, kan ek nie hervorm tot na die beeld van die Skepper nie. Kolossense 3:10. Ek kan nie. Omdat hy ewig is, het hy al die mag. Omdat hy skepingsmagtig is, kan hy verander wat ek nie kan nie. Hy laat my toe om te lewe, maar hy is skepingsmagtig om my te hervorm. Hierdie Jesus moet ons leer ken. En wanneer hierdie Jesus 'n lewegewende wese is, het die wêreld net een antwoord. Kan ons nie maar van hierdie lewende water kry soos die vrou by die put in Johannes 4 gesê het nie? Kan ons nie maar kry van wat u het nie? Kan ons nie by u kom staan en die lewende vrugte eet wat u kan gee nie? Kan ons nie maar die boom word wat staan by die water, Psalm 1, wat daagliks by u voeding kry nie? Kan ons nie hierdie Jesus leer ken nie? Want die wêreld het hierdie Jesus nodig. En die genade is, hy het gekom. Hy was hier. Hy het kom lewe op aarde en van hom was gesê, ag, maar net nog 'n tydelike wese wat ons lewe versuur.
Ons wil hom nie ken nie. Gaan van ons weg, selfs sommige het geskreeu, kruisig hom, dankie tog, hy is dood. Die wêreld ken hom as die een wat ons verontrief. Die kerk ken hom as die een wat ons lewe in ewigheid sal verseker. Want hy is ewig en sal tot in ewigheid bly. Die wêreld ken hom as die een wat nie is nie, maar hy is. Wanneer ons Jesus aanroep as God, roep ons hom aan as die een wat ons nodig het. Wanneer ons Christus aan die kruis sien hang, sien ons die een wat verswak is, bebloed is vir my. Ons staan op Golgotha, ons kyk hoe sterf hy. Maar vanuit die geloof sien ons wat gebeur na die kruis, die graf, die opstanding, die hemelvaart. En geliefdes, wanneer ons na Jesus kyk, sien ons meer as net 'n mens. Ons sien baie meer as net 'n mens. Ons sien die ewige God. Ons sien hoe Jesus die beeld geword het van die onsigbare God. En ons sien hoe hy sy ewigheid openbaar het. Ons sien hoe hy sy skepingsmagtigheid openbaar het. En ons sien vandag staan die kerk in sy lewegewende hoedanigheid, wanneer sy gees deur ons werk. Wanneer u en ek die vraag vra, wie is Jesus? Ken ons die antwoord? Jong mens, as iemand jou die vraag vra vandag, wie is Jesus vir jou? Dominee, dis nou so 'n moeilike vraag, kan ek nie 'n ander een kry nie? Of weet jy wat om te sê? Jong mens, het ons 'n getuienis in ons hart? Of wonder ons ook maar, of dit nie maar die liewe Jesus moet wees nie, want ons ken hom as die God van liefde en niks anders nie. Hy is die God van liefde, want hy het sy lewe opgeoffer vir my. Maar hy is die God wat kom om te oordeel oor elkeen wat nie hom wou ken nie. Ken ons hom so? Is die bladsy van die Bybel vir ons te moeilik om te lees? Het God homself openbaar deur sy volmaakte en onfeilbare woord hy het? Mag die Here ons opnuut wys op hierdie 3 eienskappe van Christus. Mag ons huis toe gaan met hierdie wete, ek ken Jesus, my ewige God. Want ek weet, ek gaan hom eendag sien. Ek weet wie Jesus is, die Christus, die gesalfde van die Here, wat geskep het, en weer sal herskep, en ek sal in sy nuwe Jerusalem wees. Ek sien uit daarna, ek ken hom. My naam is geskrywe in die boek van die lewe, die boek wat hy in sy hand vashou, want hy ken my. Ek ken Jesus, die God van lewe. Daarom lewe ek met vreugde, en ek gaan na die volgende dag en die volgende jaar, want ek weet Jesus is my lewe, en deur sy lewe is daar vir my lewe, en die duisternis het in my lewe nie plek nie, want Jesus is enigste lewe en lig. Mag ons Jesus so ken. Mag hy vir ons 'n persoonlike Here wees, en mag ons opnuut vashou aan hom alleen. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie Here dat ons U mag ken as waarlik God in ons midde. Dat ons U kan ken en kan erken as Here en Meester, die gewer van alle goeie gawes. Ons dwaal so maklik, Here, en vervang ons verlosser met 'n ander verlosser, terwyl daar eintlik net een is.
En daarom bid ons, Here, dat U ons sal bewaar teen ons eie sondes, waar ons maklik die pad verlaat. Laat ons naby U bly en U naby ons. Laat dit wees genade op genade, want U alleen maak dit moontlik. Prys U heilige naam. Amen.